Goeiemôre julle, wat 'n lieflike sonskyn Vrydagoggend wat die Here vir ons gegee het. Ek hoop dit gaan goed met julle almal. Ek wil net gou 'n stukkie lees uit Handelinge 12. Dit is waar Herodes vir Jakobus doodgemaak het en toe vir Petrus gevang het en hom in die tronk gegooi het. So Handelinge 12 vanaf vers 4 lees ons toe hy hom dan gegryp het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan 4 wagte. Elkeen van 4 soldate en om hom te bewaak, met die bedoeling om hom na Paasfees voor die volk te bring. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. En toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap, met 2 kettinge geboei, en wagte voor die deur het die gevangenis bewaak. En met een staan daar 'n engel van die Here by hom, en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op sy sy, maak hom wakker en sê, staan gou op, en die boeie het van sy hande afgeval. En dan verder lees ons hoe die engel vir Petrus toe uit die gevangenis uitgelei het. Mense, daar's krag in gebed. Soos wat ons hier lees, ook sê die woord vir ons, die gemeente het aanhoudend gebid tot die Here vir Petrus. En toe die engel aan Petrus verskyn en hom uit die gevangenis uitgelei. Mense, daar's ongelooflike baie krag in gebed. Ons moet aanhou bid, ons moet aanhoudend bid. Nie net een keer bid en dit los nie. Ons moet aanhoudend bid. So mag ons ietsie hier uit leer om aanhoudend te bid. Ons moet bid van die oggend tot die aand. Bid. Dankie julle. Mag julle 'n lieflike dag hê en 'n geseënde naweek wat voorlê. Totsiens.